dit gaan goed. Dis 'n grappie, julle mag maar lag. Ek sê van daai ouens, ek gaan gereeld grappies vertel en ek die preek gaan beter gaan as jy lag. So kan ons gou vasmaak dat ons dit gaan doen. Waar is my rentekraal dat ek net kan sien? Julle is hier. Okay. Julle kan julle checks na die tyd kom kry. Ag, dankie ouens al agter dat julle so amazing serve. Moet ek jou help om kry? 1, 2. There we go. So, my naam is Kobus, my amptelike naam is Jacobus Daniel de Wet, maar my vriende noem my gewoonlik Kobus. Ek is die man van 1 vrou, die pa van 2 seuns en die eienaar van 'n hond en 2 katte. So, dis min of meer wat jy hoef te weet van my. Ek's baie lief vir Jesus en ek is baie lief vir kerk, sy bruid en ek sê altyd dis die voorreg van my lewe om mense te kan inlaat in die gesprek wat ek met die Here het deur die week. So dis wat ek vandag wil doen. Ek wil met jou praat oor gesinne en gesonde gesinne en ons gaan 'n bietjie in die diepkant inspring vanoggend. Ons gaan praat oor konflik in die huishouding. Maar julle sukkel nie daarmee nie, né? Niemand hier sukkel met konflik nie. Ek love dit om te sien die couple se reaksie op hierdie. Nee. Dis nooit 'n issue waarmee ons sukkel nie. Niemand het ooit konflik nie. Die ding van konflik, die ding van tension in 'n huishouding is, ek sê altyd hierdie oor musiek. Julle weet ek is 'n musikant ook en 'n gitaar werk nie so lekker as daar 'n bietjie tension op die nek is nie. Nee, jy moet daai snaar styf span om musiek te maak. En ons sê, without tension you can't make music. En dis dieselfde in 'n huwelik. Mens kan nie 'n gesonde huwelik hê sonder dat mens die tools het om konflik deur te werk nie. Om te sê, hey, ek dink hierdie en die ander persoon sê, well, ek dink nie dit nie en dan kort jy die tools om daardeur te werk en om daardeur te kom aan die ander kant en nog steeds lief te wees vir mekaar. Ek is hierdie Woensdag 9 jaar getroud, Woensdag wat kom en ons figure dit nog steeds uit. Wie is meer as 10 jaar getroud? Het ek gou sien? 10, okay, enigiemand meer as 20? Okay, kom ons reis om nog, 30? Wow, 40? Kom ons gaan terug 30 toe, 30? Well done, kan ons vir 'n hande klap gee, well done. Dis incredible, dis amazing. Ek dink ons almal wil 'n gesonde huishouding hê, maar ons almal weet ook dat daar hierdie klein dingetjies is in 'n huishouding wat baie keer net die temperatuur 'n bietjie lig. Goeie soos sarkasme. Enigiemand? Vrouens, gaan jy nou jou man so begin in die elmboog. Wat van passive aggression? Ken julle hom? Wat's fout? Niks nie. Ken jy hom? Wat van die silent treatment? Mans, ons is great met hierdie enetjie. Ons praat nie oor ons probleme en ons gaan werk dit in die tuin. Enigiemand? Net ek. Okay. Daar's hierdie klein dingetjies in ons huwelik en in ons huishoudings wat konflik losmaak. Nog enetjie wat ek dink vreeslik baie mense mee sukkel is wat ek noem eksplosiewe ouerskap. Jy is baie goed om dit in te hou, maar daar's 'n threshold, daar's 'n punt wat jy net, daar's 'n tipping point en dan kom alles uit en dit wat het jy nou weer gedoen? Enigiemand? Weerens net ek. Okay. Ons almal sukkel met hierdie goeie. So ek dink die beter vraag om te vra is nie hoe gaan ons konflik vermy in ons huwelike? Hoe gaan ons verby dit kom? Ek dink die beter vraag is gebaseer op wie ons is as Christene, as volgelinge van Jesus, wat gaan ons doen wanneer konflik opkom? Want dit gaan. Konflik gaan gebeur. Ons moet vrede maak daarmee. Konflik is 'n ding wat gaan plaasvind in enige huwelik. En ek glo dat in die beste huwelike gebeur dit eintlik meer gereeld. Ek dink die beste huwelike raak verskriklik goed met konflik. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel dat julle kan aktief konflik hê, maar julle het die gereedskap om dit effektief te doen aan die ander kant uit te kom. Jordan Peterson sê dieselfde. Hy sê dat gesonde huwelike is nie huwelike wat nie ooit stry nie, wat nie ooit sukkel met enigiets nie. Gesonde huwelike is huwelike waar beide maats kan sê, "Haai, ek het 'n probleem. Kan ons asseblief praat daaroor en deel met hierdie en dat ons aan die ander kant kan uitkom en dan kan ons aanbeweeg." Hy vertel 'n storie in sy een boek, Beyond Order is die boek se naam. Hy vertel 'n storie van sy skoonpa. Waar hulle is 40 jaar getroud en na 40 jaar se huwelik gaan hulle deur 'n egskeiding. En hy vra vir sy skoonpa hoekom? En sy skoonpa sê sy het die skorrelgoed was nie reg ingepak nie. En hulle het geskei oor dit, maar dis nie hoekom hulle geskei het nie. Die rede hoekom hulle geskei het is want vir 40 jaar lank was hy geïrriteerd geweest met hoe sy die skorrelgoedwasser inpak en hy het niks gesê nie. Die klein probleempies in jou huwelik raak massief as hulle nie aangespreek word nie. En ek dink dit is so mooi want ons is in 'n geloof waar ons God iets gedoen het aan die probleme van ons wêreld.
Ons dien nie 'n God wat op sy gestaan het en gesê het, "Wel, die mensdom sukkel, maar kom ons kyk net weg." Ek dink dis 'n misverstand van die kruis, nê. Is dat op die kruis het Jesus gesê, ons gaan net die mensdom se sondes onder die mat invee. Dis nie wat gebeur het nie. Op die kruis het Jesus gesê, ek sal die probleme van die mensdom aanvat. Ek sal my hande in die vuilgoed van die mensdom inkry en ek sal iets doen aan dit. En ek dink in 'n gesonde huwelik is dit dieselfde. Ons moet ons hande in dit inkry en weet hoe om met die vuilgoed van die huwelik te deel. Stem julle saam? Kan ons daaroor praat vandag? Is julle reg vir dit? Kan ek vir ons bid, want ek dink ons het regtig die Heilige Gees se leiding nodig wat hierdie betref. Ons het sy leiding nodig, want hierdie gesprek is so maklik om te dink, wel, okay, ek hoop my vrou hoor hierdie. Of jy sê, ek hoop my man hoor hierdie, maar kan ek jou vra om saam met my vandag te sê, ek gaan my hart oopmaak. Nie vir Kobus se woorde nie, maar vir die Heilige Gees om te kom praat in my hart. Ek gaan my hart oopmaak en ek gaan sê, Here, hier is die skalpel. Kom sny die kanker uit. Kom sny die vuil goed uit. Ek gee vir u permissie. Kan ons dit doen? Kan ek jou vra om saam met my te bid? Kom ons bid. Here Jesus, ons het u hulp so nodig vanoggend. Heilige Gees, ons het nodig dat u rol kom inneem as leermeester, as rabbi. Kom leer ons vandag, Vader, hoe om ons huwelike gesond te maak, Vader, hoe om met die vuil goed in ons huwelike te deel, hoe om onsself op die operasietafel te kom sit en toe te laat dat u ons kom sny. Dit is my gebed vir elke persoon, Vader, en ek wil bid, Heilige Gees, dat u ons kom help met dit. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Fantasties. So ek dink, ek het 3 punte wat ek wil deurhardloop vandag. Ek wil eerstens praat oor die feit dat kommunikasie is 'n ongelooflike ding in 'n huwelik. As jy kan werk aan kommunikasie en dit as 'n kultuur in jou gesin vestig, gaan dit vir jou baie doen. Tweedens wil ek praat oor vergifnis, want ek dink vergifnis maak aanstoot dood. Ek sal meer praat daaroor nou. En derdens wil ek met jou praat oor die restaurasie wat Jesus kan bring in 'n huwelik wat dalk 'n bietjie gebreek is. Maar ons hoop, daar's soveel hoop. Ons dien 'n God van herstel. Dis incredible. So kom ons spring gegaan. Eerstens, ek wil hê jy moet oopmaak by Jakobus 1 vers 19. Ek gaan vir jou lees uit die English Standard Version, bloot net omdat dit my Bybel is en ek is lief vir my Bybel. Jakobus 1 vers 19. Dis ergens tussen Genesis en Openbaring. Jy kan net daarvoor om gaan soek. As jy by die weights and measures kom, het jy te ver gegaan. Dan kan jy net terugblaai. Jakobus 1 vers 19. En ja, ek stol dat jy jou Bybel kan uitkry, dat jy self kan lees. Jakobus 1 vers 19. Lees as volg. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, wees vinnig om te hoor, slow to speak and slow to anger. Vinnig om te hoor, stadig om te praat, stadig om te antwoord. Dis is so 'n ongelooflike skrif en as jy die konteks van Jakobus gaan lees, hy praat oor die mag van die tong, nê? Hy praat oor die feit dat die tong is so 'n sterk ding en dit kan veldbrande aan die brand steek en hy praat van hoe die klein dingetjies in die lewe die grootste consequences het. Het julle al daai storie gesien van Nathaniel? En ja, ek gaan nou 'n Nathaniel impression doen. Het julle daai gesien wat hy praat oor die spyker in die dak? Hy sê dis 'n een spyker in die dak wat alles bymekaar hou. Dis die klein dingetjies in die lewe wat die belangrikste is. Dis die een spyker in die dak wat maak die dak nie in een sak nie. En dis dieselfde met die tong, dis die kleinste ding, maar hy het die grootste effek in 'n huwelik. En as jy kan werk aan kommunikasie in jou huwelik, is dit so ongelooflik wat kan gebeur. Die realiteit is ons is nie altyd baie goed om te beheer wat hierdie ding in ons mond doen nie. Weerens net ek, né? Ons sukkel baie keer, ons kry onsself dat ek sê ietsie en dan dink ek later aan ek soos, maar ek het nie eintlik dit bedoel nie. Ek glo nie eintlik wat ek nou net gesê het nie. Dit het net gebeur. En ek dink die rede vir dit is want ons tong is connected aan ons emosies. En as ek ietsie voel, gaan ek makliker ietsie sê. Is ek reg as ek dit sê? Ons tong gee uiting aan dit wat in die hart aangaan. Ons so spreekwoord, né, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis so waar, so waar en ons wil as Christene kom en sê, maar ek vat beheer. Ek vat weer beheer oor hierdie tong wat die Here vir my gegee het. Ek vat beheer oor die emosies en die gevoelens en die denke wat in my kop aangaan. Ek vat beheer oor en ek plaas dit onder die autoriteit van Christus. Hierdie ding is nie my baas nie, ek is sy baas. Dis eintlik maar wat Jakobus van praat. Hy sê, kan ons onsself onder die heerskappy van Jesus kom sit? Want die negatiewe deel van as jou tong net sê wat jy dink, as jy net uiting gee aan wat aan die binnekant aan die gang is dat ons is nie almal gesond nie, nê. Van ons is 'n bietjie gebroken, van ons is 'n bietjie seer.
Daar's 'n Engelse saying wat sê hurt people. Né? Mense wat seer gemaak is, maak ander mense seer. En dis nie omdat ons wil nie, dis net 'n respons. Dis soos 'n beer met 'n seer poot. As jy wil nader gaan om die beer te help en die doring uit sy poot uithaal, gaan hy jou doodmaak. Nie omdat hy jou haat nie, maar hy voel hy's bedreig in daai situasie. Hurt people. En in 'n huwelik gebeur dit so baie dat ons is in 'n stuk pyn of ons het 'n frustrasie oor ons werk of ons het 'n iets wat gebeur het in ons dag of ons het net nie 'n lekker dag nie. Ek het sulke dae wat ek vir my vrou moet sê, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek is nie myself nie. Ek voel nie lekker vandag nie. En in nie soveel woorde nie sê ek los my net vir 'n rukkie uit en ek sal okay wees. Maar as ek dit nie vir haar sê nie, dan is dit chaos in daai huishouding. Want dan sit dit die konstante vorentoe en agtertoe van ek kan sien iets is fout. Wat's fout? En ek sê net ek weet regtig nie. Dis maar net my persoonlikheid. Party dae het ek maar net 'n blou maandag en dis okay. Maar ek moet dit sê. Selfs teen waarvan jou daar's dinge in jou lewe, daar's frustrasies in jou werk of in jou persoonlikheid of ons gewoontes wat jy nie kan breek nie. Daar's dinge in jou lewe wat pyn veroorsaak. En daai pyn word die fondasie van waaruit jou kommunikasie kom. So ek het seer en daarom praat ek met jou en ek reflekteer daai seer op jou en ek interpreteer wat jy sê deur die pyn wat ek beleef en ek respond met daai as my fondasie en die respons is nie mooi nie want die fondasie is nie mooi nie. En dan kom al hierdie gevalle en ek weet almal sukkel met hierdie waar ons het konflik, maar ons praat nie eintlik oor wat fout is nie. Daar's ook niks erger as die fight na die fight nie. Het julle hom al beleef? Waar's my getroude paartjies? Kan ek net gesien? Jy weet daai wat jy so uur lank praat, ernstig praat oor ietsie en dan is dit so half, okay? Maar jy lyk nie jammer nie. Is ons nou okay? Wil sê dit vir jou gesig. Ja, ek is 'n pastoor en ons sukkel ook al mee. Dis okay. Ek wil ook die las vandag kom afhaal. Dis menslik. Dis 'n incredible ding die huwelik, nê. Die huwelik is 'n incredible ding want hier's twee mense wat moet saam leef. Twee mense wat mekaar gaan ken op 'n vlak wat niemand anders hulle gaan ken nie. Daar's gedeeltes van my wat geen ander mens op hierdie aarde, my pa en ma en kluis, ken nie. Net Elisa, my vrou, ken dit. Ek dink my vrou is die enigste persoon wat sekere emosies al gesien het in my. Hoe amazing is dit? Maar dit is ook verskriklik kompleks. Want sy moet die vermoë nou kry om te verstaan hoe ek werk. En dan kom ek weer na hoe Paulus die huwelik beskryf. Ek het donderdag mense getrou en ek sê vir hulle ook so ongelooflik hierdie gawe wat die Here vir ons gee. Dit is 'n gawe, né? Die huwelik is 'n ongelooflike gift wat die Here vir die mensdom gee. Ek sê vir hulle, ek imagine in Genesis in die tuin van Eden. En God plaas vir Adam in die tuin, né? En hy sê, hier's vir jou 'n tuin. Gaan mal. Daar een boom net nie van hom eet nie, maar ek bedoel gaan mal, alles is joune. En is perfek. Ek bedoel die wêreld is perfek. Alles werk, alles is ongelooflik vir Adam. Hy het 'n doel in die lewe, hy het alles wat hy nodig het om te oorleef. Maar die Here kyk na hom en sê, is nie goed vir jou dat jy alleen is nie. En dan gee hy vir hom 'n kaal vrou. Come on, is waar. Jy weet is waar. En die Here sit hulle saam in 'n huwelik om mekaar te geniet en te leer ken. Dis incredible. Kan ons die Here prys vir sy goedheid dat hy die huwelik vir ons gee? En dan kom die sondeval. Hoofstuk 3. Bladsy 3 van jou Bybel gaan alles skeef. En ewe skielik sien ons dat hierdie perfekte gawe van God omgekeer word in konflik in. Waar Eva die vinger wys, waar Adam die vinger wys na Eva. En Eva die vinger wys na die slang. En daar's hierdie skuld en hierdie kommunikasie gap wat ewe skielik gebeur. En dan word hulle uit die tuin uit gestuur. En dis 'n situasie waar jy baie keer jouself bevind, is dat jy voel jou huwelik is so gebroke. Maar kan ek jou herinner dat ons 'n God het wat iets gedoen het aan die sondeval? Ek love dat julle hierdie twee kruise het, want dit is so ongelooflike herinnering van wat ons geloof is. Jesus Christus het gekom om jou te herstel en jou huwelik terug te bring na hoe God dit ontwerp het voor die sondeval. Perfekte konneksie tussen jou en 'n ander persoon, die diepste
dele van jou wese ken. As jy getroud is, en dit hoef nie awkward te wees nie, as jy getroud is, kan jy gou vir jou huweliksmaat kyk. Kyk gou vir hulle. En met jou oë sê net vir hulle, ek is regtig lief vir jou. As jy ongetroud is, dis okay. Dit kom nog. Okay. Ons deel, net 'n kantnoot, ekskuus nie my notas nie, ons het by Linden Campus 2 prosesse, Discovery en Radiance, wat maar prosesse is vir jong mans en dames wat wil weet wat dit is om 'n goddelike man en 'n goddelike vrou te wees. En ons 'n jaarlange proses en ons trap nogals op hulle tone en ons vat hulle nogals vas oor 'n paar goeters. Ek sê elke week vir Leroux, die ou wat ons Discovery, ek sê vir hom, dis 'n wonder dat hierdie ouens terugkom, want ons vat hulle nogals vas. En wat vir my ongelooflik is, as ek sê noudag vir die ouens, ons praat oor die huwelik en hoe om 'n man te word vir jou vrou, en ek sê vir hulle, ek praat nou met die ouens wat nie getroud is nie, by the way. Ek sê vir hulle, ouens, jy word nie 'n man vir jou vrou as jy 'n ring op jou vinger sit nie. Jy word 'n goeie man vir jou vrou vandag, deur jou verslawings aan te pak. Deur te werk aan jou Bybelstudie en jou tyd met Jesus. Jy werk vandag aan jou huwelik, al is jy nie getroud nie. So alles wat ek vandag sê vir die getroude paartjies, asseblief moenie hierdie hoor en dink is net vir die getroude ouens nie. Hierdie is waar vir ons almal. Jy moet werk aan hierdie goed, jy moet die regte persoon word vir jou huwelik. Maak dit sin? Amen. Goed. Kom ons beweeg aan. Ek wil jou vat na Efesiërs 2 Korintiërs 10 vers 5. Ongelooflike skrif hierdie. 2 Korintiërs 10 vers 5. Dit sê die volgende, hy sê, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Ek het hierdie skrif nou ingesit, want dit is so deel van ons kommunikasie, is dat as ons uit 'n gebroke plek uitkom en ons vra dat die liefde en die genade van die evangelie in ons harte inkom, en Jesus Christus kom en hy kom vat daai pyn en hy begin ons omdraai, dan verander jou, die een wie in autoriteit staan oor jou. Jou opinies is nie meer jou baas nie, jou tong is nie meer jou meester nie. Nee, ek en jy is slawe van die een meester, Jesus Christus. Amen. Ek en jy is slawe en diensknegte en volgelinge van die skepper van die huwelik. En as ons in 'n verhouding met hom staan en ons staan in 'n verhouding met 'n ander persoon, dan word hierdie skrif so waar, want dan kry ons die kapasiteit deur sy Heilige Gees om emosies en gedagtes gevange te neem. Dis wat hierdie skrif sê. Dink letterlik aan dat kom hierdie gedagtes na jou kant toe. Sonder Christus het daai opinie of daai gedagte of daai emosie volle reg tot my aksies. Maar nou staan ek onder die autoriteit van Jesus. Hy bepaal my aksies. Hy sê vir my wat ek doen. Ek sê altyd, jy's nie God nie, hy is. As Christus sê spring, dan vra ek hoe hoog. Ja, hy's my lover of my soul, en ja, hy's my redder, en hy's my vriend. Wat 'n vriend het ons in Jesus, né? Maar ons vergeet, hy's ook die ou wat seepertjies uitgedink het. Hy's die ou wat die kreerwiltuin gemaak het. Hy's die een wat sterre uit sy mond uitgeblaas het. Dis wie hy is. Hy's die skepper van die heelal. Hy's die meester oor jou. Ons vergeet dit baie keer. En hy's die meester oor my emosies. Daarom, in my huwelik, hoef ek nie uiting te gee aan elke emosie wat my kant toe kom nie. Ek kan dit gevangene neem en dit onder die autoriteit van Christus plaas. En sê, met Christus as autoriteit oor my lewe, sal ek nie hierdie emosie toelaat in my huishouding nie. Jy mag dit doen. Alright, kom ons beweeg aan. Ek wil met julle praat oor vergifnis, want die realiteit is, hierdie is moeilik. En baie keer sit ons met situasies waar, as gevolg van die pyn en die kommunikasie wat klaar gebeur het, is ons half in die negatief. Dis soos 'n kredietkaart, né? Jy kan die beste intensies hê en jy kan gered word, maar jy moet nog steeds die kredietkaart afbetaal. Net omdat jy nou 'n beseffing het, vrek, ek is in die skuld, ek moet iets doen daaraan. Dit beteken nie die skuld is afgehandel nie. Ons moet nog steeds die werk doen om dit te doen. Dis dieselfde met die evangelie. Ek grap altyd, ek is in graad 9 gered, of ek sê altyd, ek is tussen graad 9 en graad 11 gered, maar ek het in graad 9 vir Jesus ontmoet. Baie duidelik op die gedenkmuur van Potchefstroom Gimnasium het ek gesit en ek het beleef hoe Jesus met my praat. En ek grap altyd, ek sê, in die volgende oggend het ek by die skool gekom en ek het ongemaklik geslaap, want die vlerke was in die pad, wat deur die aand gegroei het, en my kamer was te lig van die heile wat in die aand daar gehang het, want ek het ewe skielik 'n engel geword, en ek het die volgende oggend was my vriende geskok, want ek het glad nie meer gevloek nie, ek het glad nie meer pornografie, nee, dis nie hoe dit gewerk het nie, nee.
Dit was nie 'n onmiddellike proses, Jesus red jou en nou is ek 'n perfekte mens nie. Nee, dit is 'n heiligmaking. En oor die laaste 14 jaar werk hy al aan my. 15 jaar. Werk hy al aan my en doen dinge in my. Selfde is waar in jou huwelik, ons kan die evangelie ontvang in ons harte. Maar dan moet daar 'n stuk vergifnis begin gebeur, dan moet 'n stuk werk gebeur in ons huwelike om die evangeliese effek tot sy volheid te bring. So ek wil jou vat na Efesiërs 4 vers 26 toe. Efesiërs 4 vers 26. Is julle nog met my? Fantasties. 4 vers 26. Ons gaan van vers 23 af. Ek gaan van vers 20 af gaan eintlik. Efesiërs 4 vers 20. But it's not the way that you learned Christ. Assuming that you heard from him and you were taught in him as the truth is in Jesus, to put off the old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds. Sal as Romeine 12 vers 2, né? Julle onthou daai, and be transformed by the renewing of your minds. Vers 24. And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Dis so beautiful wat Paulus hier vir ons 'n prentjie van skep as hy sê, julle is 'n nuwe kleed gekoop. Die kruis is die kwitansie dat jou sonde mee afgehandel is. Die kruis is die bewys dat jy nie meer 'n sondaar is nie. As jy dit nog nie weet nie, nou weet jy, jy's nie 'n sondaar nie, al sondig jy partykeer. Nee, jy's die geregtigheid van Christus. 2 Korintiërs praat daarvan, hy sê, he became sin, that we might become the righteousness of God. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy is die geregtigheid van God. En Paulus skep hierdie prentjie van jy moet nou daai geregtigheid wat vir jou gegee is aantrek. Dis 'n proses. Jy moet dit eintlik aansit, soos wat jy 'n baadjie aantrek in die oggend om jouself toe te maak. Moet jy jou nuwe heiligheid aantrek. Dis 'n konstante proses wat ons moet oor en oor en oor doen. Dis 'n wonderlike ding wat hy hier sê, nê. Nee. Dat ons kan hierdie aantrek en ons kan aktief dit embrace in ons lewe. Ek wil gou nog aanlees. Hy gaan in vers 25 aan. Therefore, having put away falsehood, let each of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Ek love vers 26. Mans, julle hou daarvan om te pause na die eerste 2 woorde. Be angry. Dankie. Maar dit is interessant dat hy dit sê, nee. Julle sien dit, nee. Be angry. Wees kwaad. Dis reg. Hê die emosie. Hê die gevoelens, hê die denke, maar dan volg op and don't sin. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Hier is die ding, ouens, ons kan nie emosies keer nie. Om emosioneel te wees is om 'n mens te wees. En ek weet baie van ons is meer emosioneel as ander. Ek is 'n 99% feeler op my MBTI. So ek dis nie wat jy gesê het, dis hoe jy dit gesê het. Die feite maak nie vir my saak nie. En ek maak besluite gebaseer op hoe dit voel, nie op wat reg en verkeerd is nie. Dis Kobus. Jy mag dalk heeltemal anders wees, maar jy kan nie vir my sê jy het nie emosies nie. Pyn is iets wat ons almal gaan voel en pyn is 'n emosie. Dis die sentrale ding van menswees is dat ons hierdie wêreld beleef deur emosies en alles wat aangaan om ons. So om gevoelens te voel is nie om te sondig nie. Maar weer eens kom ons terug en Paulus bring ons terug na hierdie prentjie van heerskappy toe. Is dat wie bepaal wat ek doen met daai emosie? Ja, ek kan kwaad wees. Ek kan die emosie beleef. Maar gaan ek toelaat dat die emosie my vat na aksie? Dit is die kritiese vraag hierso. Gaan ek toelaat dat hierdie emosies wat indring op my tyd en my gedagtes, gaan ek toelaat dat dit uitspoel in aksie in? Of gaan ek daai emosies vat en onder die heerskappy van Jesus kom hou en sê hy bepaal wat ek doen? Ek dink dis 'n moeilike ding as ons praat oor vergifnis, want mense wil nie hoor ons moet vergewe nie. Dis soveel makliker om vas te hou aan goed. En wees gou eerlik met jouself. Dis moeilik om te vergewe. En dink gou in jou lewe aan 'n tyd wat jy iemand moes vergewe. Dalk sou iemand tans wat jy moet vergewe en is vir jou moeilik en ek verstaan dit. Regtig, ek wil vir jou sê dit is 'n moeilike ding om vir iemand anders te sê jy het iets verkeerd aan my gedoen en ek sal jou nie terugvergeld vir dit nie. Dis 'n baie moeilike ding om te doen, maar ek dink vergifnis is nie om te vergeet nie. Ek dink nie vergifnis is om
net te maak asof niks gebeur het nie. Ek dink vergifnis is om te aanvaar dat iets het gebeur wat my in staat stel om jou vry te laat van die ding wat jy gedoen het. So ek het gedink aan 'n illustrasie hoe om hierdie te verduidelik en toe besef ek praat met 'n klomp Christene, nee, as jy nie is nie, geluk, jy kan nou een word. Ek sien nou 'n voorstel aan 'n Jood wat ek ken. Sy naam is Jesus. Ek het gedink aan 'n illustrasie en ek besef ek sit in 'n kerk en eintlik ons Christen geloof is die perfekte illustrasie van hierdie. Want soos ek in die begin gesê het, Jesus kom nie aarde toe en hy maak mooi preke en hy maak 'n klomp mense gesond en dan sê hy, "Alright ouens, julle sonde is weg." As hy baie geluk. En hy gaan terug hemel toe en hy gaan sit weer op die troon. Dis nie wat gebeur het nie, nee. Kan ek jou gou die storie van ons geloof weer vertel en vir jou verduidelik hoe vergifnis regtig werk? Hoe Jesus jou vergewe het, want hier is hoe dit gegaan het. God skep die mens, hy plaas ons op hierdie wêreld. En hy sê, heers, wees die mensdom, wees my verteenwoordigers en ons staf dit op, nee. Ons maak groot foute, ons lei nie soos wat hy gesê het ons moet lei nie, en dis nie net waar van Adam en Eva nie, dis waar van jou. Die bewyse praat vir hulle self, jy leef nie soos wat God gesê het jy moet leef nie. Ons mis die merk, Romeine 3 vers 23 sê, all of us has fallen short of the glory of God. Die woord wat daar gebruik is hamartia, as 'n archer 'n boog geskiet het, en hy hom teruggetrek en hy los en die pyl gaan skeef en hy tref nie sy merk nie, dan het almal geskree, hamartia, jy het gemis. Dis die mensdom. God sê vir ons, ek het 'n manier hoe ek wil hê jy moet leef, ek het 'n manier van lewe waar die mensdom in gaan thrive. En ek en jy het buite dit geleef, hamartia, ons het die merk gemis. En God, 'n goeie pa, wat hy is, kom doen iets aan sy kinders se probleem. Ek vertel altyd van my jongste Sion, ek sal nie te graphic wees nie, maar hy het so nou en dan wat ons noem 'n atomic diaper. Kom ons sê net die gemors kan nie ingehou word nie. Die van julle wat jong kinders het sal verstaan, nê. En ek as 'n pa het 'n keuse hierso. Ek kan vir hom sê, alright, jy het jouself in hierdie gemors gekry. Sterkte. Ek gaan TV kyk. Ek het vrye wil, ek kan dit doen as ek wil. Is dat wat ek doen? Nee, want ek dink ek's 'n goeie pa. En goeie pa wat ek is, sê vir my seun, "Choma, kom hierso." En ek kry my hande in die gemors van my kind. En ek maak sy gemors skoon. Tweede storie wat ek jou kan vertel is my oudste. Ezra is nog steeds besig met potty training, gaan baie goed, lanklaas 'n glipsie gehad. Maar so elke nou en dan sal hy opgewonde raak en vergeet om badkamer toe te gaan en hy sal 'n glipsie hê, né? Julle weet dit gebeur. En nou die aand, hy kom in my kamer en ons is besig om te slaap so 3:00 die oggend. Hy kom in my kamer en kom staan so by my, haal diep asem, sê nie 'n woord nie, baie vreemd. En ek word wakker en ek sê, "Hey chomma, wat's fout?" En hy sê, "Pappa, ek het in my bed gepiepie." Weerens, ek het 'n keuse hier. Oh man, ons werk nou al hoe lank aan hierdie Ezra? Hoekom doen jy dit? Dis 'n opsie. Doen ek dit? Nee, want ek dink ek's 'n goeie pa. En in daai oomblik klim ek uit my bed uit. En ek vat my seun, ek tel hom op. Piepie en al. Ek kry sy piepie op my. Ek maak myself vuil met my kind se fout en ek dra hom na die badkamer toe. Ek was hom skoon. Voordat ek na myself kyk, was ek hom skoon. Ek trek vir hom nuwe klere aan. Ek gaan sit hom terug in die bed en ek sê vir hom, "Lekker slaap seuna." En dan gaan sort ek myself uit. Dis wat 'n pa doen. 'n Pa kry homself in die gemors van sy kinders sonder denke van homself. En in jou en my geloof het ons 'n pa wat gesien het ons sukkel. Ons het 'n pa wat gesien het ons het droog gemaak. Ek weet nie wat dit is vir jou nie, maar ek waarborg jou daar's iets in die laaste week wat jy gedink het, "Man, ek het die merk gemis. Man, ek het droog gemaak." Hoe gaan ek terugkom? En ek wil vir jou sê, jy het 'n Vader wat kyk na jou foute en wat in die situasie ingeklim het en jou probleme en jou sonde en elke vuil smet wat op jou hart was, gevat het by jou. Hy het jou sonde by jou gevat, hy het dit op sy liggaam geplaas. Dis nie meer joune nie. Het jy ooit so daaraan gedink? Jesus kom en hy sê, "Gee my jou sonde." Hy plaas dit op sy liggaam en sy liggaam word vasgespijker aan 'n houtkruis en hy gaan dood met jou sonde op sy liggaam.
En omdat hy is wie hy is, en omdat die Vader lief is vir hom, wek hy hom op uit die dood uit, as 'n bewys dat die dood nie groter is as hy nie. Maar waar is jou sonde? Jou sonde lê dood ergens in 'n graf in Israel. Dis die evangelie, nee. Dis wat ons glo. En hier is die ding, hier is die geheim vir vanoggend. Hierdie evangelie word die wegspringblok van hoe jy werk aan jou huwelik. Jy kyk na jou man, jy kyk na jou vrou en jy sê, hierdie is hoekom Jesus dood gegaan het. Hierdie ding waarmee ons sukkel, hierdie is wat hy kom doen het. Hierdie is deel van wat Jesus kom herstel het. Hy het hierdie by ons gevat. Hierdie woede wat jy beleef, hierdie frustrasie wat jy beleef, hierdie ongeduld in jou, hierdie is waarvoor Jesus dood gegaan het. En omdat hy jou vergewe het, kan ek jou vergewe. Ons vergewe nie omdat sonde klein is nie. Hoor my baie mooi, ons vergewe nie omdat sonde 'n klein ding is nie. Ons vergewe want ons God is almagtig groot. Dit is hoekom ons vergewe, want ons is vergewe. Maak dit sin? Is julle met my? Wat 'n wonderlike evangelie. Ek gaan die worship team so lank oproep. Ons gaan respond op hierdie, want ek wil hê ons met Jesus prys vir sy goedheid, want hy gee vir ons hierdie fondasie van waaruit ons 'n gesonde huwelik kan kom bou. My uitdaging aan jou vanoggend as jy getroud is. Ek wil gou hê jy moet in jou gedagtegang net dink aan dalk een of twee dingetjies wat jy moet uitsort in jou huwelik. Want jy weet eintlik wat aangaan. Dis vir my snaaks as mense na ons toe kom met huwelik, as hulle huweliksraad soek of ietsie. Dis vir my baie snaaks hoe min ek vir hulle hoef konteks te gee om hulle te help tot by die probleem. Ons weet, jy weet wat aangaan in jou huwelik. Jy weet ook wat jy moet verander. Al is jy trots om dit te sê, jy in die diep aan die binnekant weet jy wat moet verander, wat jy moet aanspreek. En ek wil vra dat soos wat ek praat, jy gou daai ding net in jou kop kry. Jy hoef dit nie neer te skryf, jy hoef dit nie vir jou iemand anders te sê nie. Kry dit net gou hier voor in jou kop. Sê net vir jouself, ek weet, in my huwelik, ons moet aan hierdie werk, ons moet hier iets aan doen. Al weet jy nie hoe nie, ons gaan nou die Heilige Gees vra om te help met dit. Het jy? Nou wil ek hê jy moet nog iets in jou gedagtegang bring. Ek wil hê jy moet na die kruise kyk op die hoeke van die auditorium. En ek wil hê jy moet die woorde van Jesus hoor. Terwyl jy daai ding in jou voorkop het. Vader, vergewe hulle. Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou wil ek hê jy met 'n paar weke vooruit van die kruis gaan waar Jesus weer verskyn aan sy disippels en hy gee vir hulle die Heilige Gees om in hulle te kom woon. Het jy al gedink aan die realiteit dat ons 'n God het wat in ons woon? Dit breek my brein. Dit is incredible. Die skepper van die heelal woon in Kobus. Ek is sy adres. As ek rondbeweeg in hierdie wêreld, dan stap die teenwoordigheid van Jesus Christus saam met my. As ek in 'n plek inbeweeg, dan stap die transformerende krag van die evangelie saam met my in. Dis nie ek nie. Ek verander nie hierdie plek nie. Die autoriteit van Jesus doen en ons vergeet dat dieselfde is waar van my huwelik. Mans, kan ek gou met julle praat? As jy by die huis kom in die middag en jy het 'n lang dag gehad, besef jy dat jy die draer is van die teenwoordigheid van God as jy by jou voordeur instap. Besef jy dat jy kinders het wat kyk na jou, wat wag om te sien en wat 'n by pappa vandag is. En dis nie 'n guilt trip nie, glad nie. Inteendeel. Ek bid dat die genade van die Here Jesus Christus nou op jou kom rus. Dat sy vrede, sy absolute liefde wat jou laat weet, ek kan deel met hierdie. Ek is nie bang vir hierdie nie. Hoor hoe die Heilige Gees in jou hart, hy kom nie van buite af, hy is nie deur my woorde nie, hy is in jou op hierdie oomblik. As jy 'n oë wil toemaak en vergeet van my vir 'n oomblik, great, doen dit. Hy woon in jou, mans. Hy woon in jou, pa. Hy is groter as die frustrasie wat jy vandag by die werk beleef het. Hy is groter as die stres wat jy het oor jou finansies. Hy is nie bang vir jou emosies nie, hy is nie bang vir jou meer nie. Hy is groter as dit, hy kan iets doen daaraan. Daar was nou 'n goeie plek om amen te sê.
Terwyl jy so sit en hierdie dinge is in jou kop, ek hoop ek maak 'n paar dinge los in jou kop en ek hoop dat jy die evangelie en jou persoonlike struggles langs mekaar gehou sit. As jy nog nie doen nie, ek stol nou lank, kom aan. Kry daai twee goeders langs mekaar. Kyk die kontras van Jesus se liefde oor jou en sy autoriteit in jou lewe en jou tekortkominge. En besef dat dit is waarmee hy besig is. Hy's besig om jou te vorm. Hy's besig om aan jou te werk. Hy's lief vir jou. Hy's ongelooflik lief vir jou. En omdat hy lief is vir jou, kan jy lief wees vir jou vrou. Ek wil jou vra om saam met te staan. Ons gaan Jesus aanbid. Daar's wonderlike dinge wat gebeur as ons Jesus aanbid. Kantnota, as jy dalk sukkel om te bid, hier's vir jou 'n tip. Begin jou gebed met hierdie woorde. Sê, Jesus, U is wonderlik. Vader, U is so 'n goeie koning. Begin hom net prys. Sê net vir hom wie hy is en wat hy gedoen het. Sê vir hom, Here, dankie dat U kruis toe gegaan het en dat U die dood oorwin het. Daar's niemand wat dit kan doen, Here. U is so goed vir my en ek prys U vir dit. Ek waarborg jou, jy gaan begin bid na dit. Soos wat ons hier staan in die evangelie in ons koppe het en ons eie tekortkoming in ons koppe het, wil ek vra dat jou aandag 100% nou op Jesus Christus rig. Die een wat die dood oorwin het, die een wat opgestaan het, die een wat ons vergewe het deur sy magtige krag. En soos wat ons hom aanbid, vertrou ek vanoggend dat die Heilige Gees aan ons gaan kom skaaf. Ons 'n sêding wat sê, when the Son is worshipped, the church is edified. Dis hierdie konstante vorentoe en agtertoe. So dis al wat ons gaan doen vanoggend. Ons gaan Jesus Christus aanbid, soos wat hy verdien om aanbid te word. En soos wat ons hom aanbid, vertrou ek dat die Heilige Gees aan ons gaan kom skaaf en dat hy dinge in jou huwelik kom aanspreek. En ek bid dat soos wat jy huis toe ry vanmiddag, julle in liefde met mekaar kan praat en sê, ek het vandag besef, Jesus wil hê ons moet U aanwerk. Dis al. Kan ons dit doen? Goed, kom ek bid vir ons. Vader, dankie. U is so ongelooflike koning, U is so goed vir ons. En dankie dat U herstel, dankie dat U vergewe. Ons kom nou, Here Jesus, en ons wil U loof, ons wil U kom prys, ons wil U in die kollig kom plaas, en regtig ons gedagtes kom fokus op U. Ons is lief vir U. Kom word verheerlik soos wat ons U nou aanbid, Here.